uit ons blik. Hier kan die Here deur ons werk. Hier is ons tuis, hier is ons huis, hier waar elkeen iemand is en iemand word. Goeiemôre almal en baie welkom by vandag se huiskerk. So verlede Sondag het ons gepraat oor God in die gewone van slaap. Vandag praat ons oor God in die gewone van wakker word. Nou ons almal het mos nou ons eie oggendroetines en manier van wakker word. Vir party van ons is dit heel maklik om aan die gang te kom. Die wekker gaan af, jy staan maklik en vinnig op, gaan maak koffie en begin sommer so die dag met 'n lied in jou hart. Vir ander van ons is dit 'n bietjie meer van 'n stryd. Die wekker gaan af en jy druk die snoesklop knoppie en jy wonder maar hoekom moet ek nou vandag opstaan? En jy sommer moeg, jy klaar moeg hier in die begin van die dag. Of soos iemand die week vir ons gesê het, sy staan soggens 6 uur op, maar sy word eintlik maar eers by 10 uur se kant wakker. In verskillende lewensfases word ons ook mos op verskillende maniere wakker. Ek onthou toe ek jonger was, weet as op skool en as 'n student, het ek maklik die oggende tot 10 uur, 11 uur toe gelê en slaap. Deesdae as ek 7 uur haal, dan voel dit vir my ek het laat geslaap. Ook as 'n mens kinders het, is dit 'n heel ander storie. Ek onthou toe ons kinders klein was en in die skool was en so aan, dit was nogal 'n stryd in die oggend, dit was 'n uitdaging om aan die gang te kom en almal betyds wakker te kry en te sorg dat hulle aangetrek kom en ontbyt kry en tande moet geborsel wees, sodat jy betyds by die skool kan wees. So dit het vir my gevoel asof elke oggend eintlik maar 'n soort van 'n geveg in ons huis was. Nou, deesdae, my kinders is nou groot, nou raak ons rustiger wakker en kan my dag op 'n rustiger manier begin. Of dalk is jy nou al ouer en dalk is jy soos daai ou oom wat gesê het, hy is elke oggend dankbaar as hy nie doodwakker geword het nie. So, ons het almal ons verskillende maniere van wakker word, ons het almal ons verskillende oggendroetines. Maar deesdae is ook iets anders wat ons wakker word beïnvloed en eintlik ook maar 'n invloed het op die res van ons dag ook. Deesdae is ons geneig om wakker te word met 'n groot klomp geraas. Dink bietjie aan daai eerste ding wat jy doen as jy in die oggend wakker word. Wat is die eerste ding wat ons gewoonlik deesdae doen? Ons gryp ons fone en ons kyk na die nuus. Nou, vir my is dit nogal 'n groot versoeking want ek is bietjie van 'n nuus junkie. So ek lees baie nuus en ek lees verskillende nuusblaaie. So dis nogal 'n versoeking vir my in die oggend om my foon te gryp en nuus te lees. Of ons kyk reels op Instagram, of ons kyk e-posse en WhatsApp boodskappe. En as daai goed 'n bietjie ons bekommerd maak of ons stig, dan het dit 'n invloed op ons hele dag. As daai goed ons fokus is, dan beïnvloed dit hoe ons hele dag uitspeel. So om ons hiermee te help, wil ek vanoggend 2 teksgedeeltes lees. Die eerste ene is Psalm 118 vers 24. Ons lees daar: Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons juig en ons in hom verheug. Die tweede teksgedeelte is Klaagliedere hoofstuk 3 vers 21 tot 24. Dit roep ek in herinnering, daarom het ek hoop. Dit is deur die troue liefde van die Here dat ons nie omgekom het nie. Ja, sy ontferming ken geen einde nie. Dit is elke oggend weer nuut. Groot is u getrouheid. My erfdeel is die Here, sê ek. Daarom hoop ek op hom. Dit is die dag wat die Here gemaak het en waaroor ek my verheug, sê die Psalm. Dit beteken elke dag is 'n geskenk van God af. Onthou verlede week het ek gesê dat in die Bybel leer ons dat die dag begin in die aand en gaan deur die volgende dag tot die volgende aand. So wanneer ek wakker word, dan is die dag al klaar aan die gang. Dit het reeds begin. God is al klaar besig om te werk in die wêreld en in my lewe. So as ek wakker word, dan sluit ek my net aan by dit wat God reeds besig is om te doen in die wêreld. So die dag is 'n geskenk van God en ek verheug my daarin en ek verheug my aan dit wat God reeds besig is om te doen. En dan herinner Klaagliedere ons daaraan dat daar iets heiligs is aan elke oggend. Nog voordat ek iets kan begin doen, nog voordat ek produktief is, nog voordat ek klomp besluite neem soos wat ons elke dag doen,
word ons verseker van God se ontferming, God se trou en God se genade wat elke oggend nuut vir ons gegee word. So oggende is nie net 'n geskenk van God nie, dis ook 'n teken en 'n herinnering aan God se genade en God se ontferming in ons lewens. Nou om so wakker te word en so oor die nuwe dag te dink, is moeilik vir ons. Dis nie so maklik vir ons om so daaroor te dink nie. Ons het ons routines, ons is al geprogrammeer vir elke dag en vir alles wat ons moet doen elke dag. Ons beleef nie meer dankbaarheid vir die dag nie. Ons is nie meer dankbaar vir hierdie nuwe dag en die nuwe geleenthede en die nuwe genade wat die Here vir ons gee nie. So ek dink ons moet weer 'n slag leer om oor die dag te dink as 'n geskenk van God en om die dag so te verstaan en so te ontvang van God. Maar nou is die vraag natuurlik ook nou, wat nou van die moeilike dae? Wat van daai dae wanneer daar moeilike en slegte goed gebeur? Wat maak ons daarmee? Hoe hanteer ons dit? Dus ek dink dat selfs op sulke dae is daar goed waarvoor ons kan dankbaar wees. Want die Here gee vir ons krag, die Here gee vir ons wysheid, die Here gee vir ons insig om sulke dae te hanteer en om die moeilike goed en die slegte goed te kan hanteer. Sy ontferming dra ons deur sulke dae, soos ons lees in klaagliedere. En dan is daar natuurlik ook baie dinge wat ons leer uit sulke dae. Die Here gebruik ook sulke goed om vir ons sekere goed te leer. En daaroor kan ons dankbaar wees. As ek terugdink aan my lewe, dan onthou ek sulke dae in my lewe, maar ek onthou ook die lesse wat ek geleer het op daai dae en hoe dit my gehelp het om in die toekoms dinge anders en beter te kan hanteer. So selfs op slegte dae is daar sekere goed waarvoor ons kan dankbaar wees. En dan moet ons natuurlik ook onthou, môre is weer 'n nuwe dag met nuwe geleenthede en genade wat die Here vir ons gee. Dan wil ek net so 'n laaste praktiese ding uitlig oor wakker word en hierdie nuwe dae waarin ons gaan. In die Bybel lees ons nou van verskillende Bybelkarakters en ons lees ook van hierdie verskillende Bybelkarakters se oggendroetines. Ons lees van die roetines van Abraham en Jakob en Josef, maar kom ons hou nou maar net vandag by Jesus se oggendroetine. In Markus 1 vers 35 lees ons die volgende. Vroegoggend, toe dit nog stikdonker was, het hy opgestaan, buitentoe gegaan en na 'n verlate plek vertrek. En daar het hy gebid. So Jesus het opgestaan, hy het na 'n plek toe gegaan waar hy alleen kan wees en hy het gebid. Dit was sy oggendroetine. Nou goed, mens moet natuurlijk ook nou verstaan dat Jesus het nie nodig gehad om in die verkeer te sit nie en hy het nie nodig gehad om kinders uit te sorteer en betyds by die skool te kry nie. So ons lewens lyk anders en ons routines lyk anders, maar selfs ons kan bietjie dink oor ons routines en bietjie werk aan ons routines in die oggende om ook daarom so ietsie in te bou waar ons vir God kan dankie sê. Kom ek noem 'n paar voorbeelde. In sy boek vertel Tom van 'n vriendin van hulle wat elke oggend gaan draf. En sy het begin om met oorfone te draf en dan terwyl sy draf, luister sy na die Pray As You Go app. Dis haar tyd in die oggende saam met die Here. En hy vertel van 'n vriend van hulle wat 'n bietjie van 'n koffiesnob is. So om koffie te maak is nogal 'n tamelike proses in die oggende in hulle huis, want dit moet lekker koffie wees. En dan terwyl hy wag vir die koffie om nou klaar te kom, terwyl vir die koffieproses om klaar te kom, sê hy vir die Here, net dankie vir hierdie koffie, en dankie vir hierdie nuwe dag, en alles wat voor lê in die dag. Ek weet van mense, wat in die oggende na verskillende Bybel-apps luister, terwyl hulle in die verkeer sit. Dis hulle manier, hoe hulle oggend saam met die Here begin. Ek weet van mense wat kindervriendelike apps luister, in die kar, soos Dinkjeug, die Dinkjeug app, terwyl hulle die kinders skool toe neem, of sport toe neem, of so. Ek dink aan Ronet, wat hier by ons in die gemeente is, sy woon hier onder in Tableview, waar sy die see kan sien. Elke oggend staan sy op, en sy kyk vir die see, en sy sê môre vir die see, en sy sê môre vir die Here, en praat by die Here oor die dag wat voor lê. Dis hoe sy haar dag
begin. Die punt is, ons hoef nie vreeslike ingrypende goeders te doen en groot veranderinge aan te bring in ons routines nie. Ons moet net 'n bietjie kreatief dink oor hoe ons kan aanhak by ons gewone routines en maniere vind waar ons dag met God kan begin en vir God kan dankie sê vir die dag. So miskien kan ons dalk môreoggend 'n bietjie op 'n ander manier wakker word. Miskien moet ons nie net dink oor alles wat ons gaan doen deur die dag nie en wat vir ons voorlê nie, maar ons moet ook dink oor hierdie dag wat die Here vir ons gegee het en waar die Here reeds in hierdie dag teenwoordig is en ons moet vir hom dankie sê daarvoor. En ons moet onthou dat elke oggend is 'n uitnodiging, dis 'n geskenk, dis 'n nuwe begin en dis 'n teken van God se trou en ontferming en genade. So kom ons sluit af met 'n gebed. Ek lees vir ons 'n oggendgebed wat ek in Tom se boek ook raak gelees het. Ontmoet my, o Christus, in die stilte van die oggend. Beweeg my, o Gees, maak my hart stil. Herstel my, o Vader, van gister se wonde. Uit die wanorde van gister herstel my vrede. Uit die ontmoediging van gister herstel my hoop. Uit die moegheid van gister herstel my krag. Uit die twyfel van gister herstel my geloof. Uit die wonde van gister herstel my liefde. Laat my hierdie nuwe dag betree, bewus van my behoefte en wakker vir u genade, o Here. Amen.